is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Goeienaand aan almal. Vanaand wil ek 'n wonderlike woord met jou deel oor gesag en autoriteit in Jesus Christus. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat ons die troon van genade kan nader. Here, U is groot en goed. U is waardig om aanbid te word. En Here, ek wil werklik vanaand bid en ek bely my afhanklikheid van U dat U deur U Heilige Gees nou in hierdie oomblik in ons lewens sal inbeweeg en ons werklik sal lei, Here, om hierdie woord te kan deel met die mense wat na hierdie CD nou gaan luister. Here, om werklik nou beheer te vat van ons lewens, dat die Heilige Gees vaardig sal word. En Here, dankie dat ons deel vanaand 'n wonderlike waarheid. En Here, U breek hierdie woord vanaand vir mense oop. Dis die waarheid wat ons gaan vrymaak. Here, daar is gesag, autoriteit in die naam van Jesus. Ons gee nie meer plek vir siekte nie. Ons kan nie meer plek gee, Here, vir verkeerde geeste in ons lewens nie. Storms bedaar en ja, ons kan berge skuif, want die woord kom en sê vir ons, alles wat ons in U naam vra, U dit vir ons sal gee. En ons sê, Here, dankie vir 'n aand soos hierdie, wat ons 'n kosbare woord kan deel. Dankie, ons wil dit oopbreek en oopmaak deur U Heilige Gees vanaand. En Here, dankie dat U woord 'n verskil gaan maak in mense se lewens. Amen. Gesag en autoriteit in Jesus. Die heel eerste area waar ons gesag en autoriteit moet vat is oor ons siekte in ons liggame. Dat ons nie werklik die duiwel die eer en die vatplek in ons liggame sal gee nie, maar sal besef ons autoriteit en ons gesag wat ons in die Here het. Daarom kan ons kom en ons kan sê, Here, ons aanvaar geen siekte in ons liggaam nie. U is ons geneesheer, ons bely dit. 'n lewe in oorvloed volgens Johannes 10:10. Seël ons in ons liggame. As ons gaan kyk na die gedeelte in Matteus 28:18 wat vir ons sê, aan my is gegee alle mag in hemel en op aarde. Dan besef ons die gesag wat die Here gehad het oor siekes en siekte wat kan wyk in Jesus naam. Die heel eerste voorbeeld wat ek wil verwys na in God se woord is die dienskneg van die hoofman van Kapernaum wat aan ewige pyne gely het. Waar hy kom en hy nader die Here en sê vir die Here, kom spreek U slegs 'n woord en my knegg sal gesond word. Dan besef ons in hierdie dae dat die Here kan slegs 'n woord in ons situasie spreek. En Here, daar kan 'n totale verandering in ons lewens plaasvind. Want hierdie man se geloof was so groot in die Here. En hy het die Here genader en gesê, kom en spreek slegs 'n woord in my situasie in. En ja, ons weet hoe hierdie dienskneg gesond geword. En nog 'n voorbeeld uit God se woord is die dogtertjie van Jairus, waar hy kom sê en kom lê net die hande op haar en sy sal lewe. Werklik waar hy die Here nader en ons ken die gedeelte waar die Here kom en hy spreek slegs 'n woord wat hy sê, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. En die dogtertjie het dadelik opgestaan en sy het begin rondloop. Kom ons vertrou, kom ons glo God vir goddelike genesing in ons lewens. Daar is net 2 voorbeelde in God se woord dat ons net kan besef. Hy genees nog vandag. Die woord sê hy is gister, vandag tot in alle ewigheid dieselfde. En ja, ons het gesag oor siektes, ons moet dit nie aanvaar nie. Ons kan volmaakte genesing in Jesus ontvang.
En ja, nog 'n area waar ons verseker die Here in ons lewens moet hê, is die gedeelte waar bande moet breek in ons lewens. Dis elke bevryding wat in mense se lewens plaasvind. As ons gaan kyk in die voorbeeld in die Here se woord waar hy sê, die koninkryk het gekom deur sy gees en hoe hy duiwels uitgedryf het, deur slegs 'n woord te spreek en deur sy gees. Jesus het 'n bestraffe onreine gees. Hy sê, bly stil en gaan uit hom uit. En ja, in 'n sekonde het hierdie gees die man verlaat. Dan besef ons sy gesag wat Jesus gehad het oor onreine geeste en hy het hulle bevel gegee en hulle het gehoorsaam in sy naam. En so baie geeste is nog vandag in mense se liggame sigbaar. As ons kyk, ons bekende is die gees van bitterheid, gees van onvergewensgesindheid, gees van vrees wat nie in ons as gelowiges moet wees nie. Daar is 'n gees van krankheid wat aan ons kan wees en werklik dat ons dit sal aanspreek en sal sê, Here, hierdie gees van verwerping of van watter aard sal gaan in die naam van Jesus. Daar is nie meer plek vir die werke van die duisternis in ons lewens nie, maar net plek vir God se liefde en sy heerlikheid en dat die lig werklik in ons lewens sigbaar sal wees. En nog 'n volgende voorbeeld wat ek wil noem is die Here se gesag om stormstil te maak in ons lewens. Jesus bestraf 'n storm en wind en watergolwe en hy spreek slegs 'n woord deur te sê, swyg, wees stil. En sy disippels kom en sê, wie is hy tog dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle hom gehoorsaam is. Dan besef ons die Here se gesag oor die natuur om storm stil te maak en hoe hy brood vermeerder het en water in wyn verander het. En Here, so kan ons ook in hierdie dae werklik die Here nader en ons kan vra, Here, maak 'n storm in ons lewens stil. Ons oorwinning is saam met Jesus Christus. Ons het gesag en autoriteit in Jesus Christus. En hierdie, jy beleef dalk, jy kyk na hierdie CD, jy beleef dalk op 'n area van finansies of jou huwelik of op jou kinders 'n storm, dan wil ek werklik die troon van genade nader en sê, Here, maak hierdie storm stil vanaand in mense se lewens. Spreek slegs 'n woord, dankie vir die krag van gebed en hierdie storm bedaar, hierdie storm word stil in Jesus naam. Ons ken die krag wat daar is in die naam van Jesus. 'n bekende gedeelte is waar Petrus verskyn voor die Joodse raad en hulle vra hom in Handelinge 4:7, deur watter mag en deur watter naam het julle dit gedoen? Dan besef ons alles wat ons doen hier op aarde is in die naam van Jesus, die naam bo elke naam, die krag wat daar is in die naam van Jesus. Nommer 1, ons redding in die naam van Jesus, Romeine 10:13, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So ja, dan besef ons daar's redding en daar's bekering, die krag wat daar is wanneer ons hom aanroep, genesing in die naam van Jesus, waar Petrus kom voor die skone poort, waar hy sê vir die verlamde man, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het in die naam van Jesus staan op en loop. Werklik die naam wat ons gebruik in genesings, die naam in oorwinnings, 'n bekende gedeelte in 1 Samuel 17:43 waar Dawid kom en hy sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n spies, met 'n swaard, met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. Dan besef ons Dawid se oorwinning, sy geloof en vertroue in die Here. En ja, sy oorwinning was saam met die Here en hy het hom die oorwinning gegee. Johannes 16:23, alles wat julle die Vader sal vra, in my naam sal hy gee. Johannes 14:14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. So weet jy wat, ek wil jou vanaand aanmoedig, kom ons begin behoeftes, begeertes vra in die naam van Jesus. Daar's krag in die naam van Jesus. En verseker die laaste area wat ek wil aanraak is oorwinnings, om berge te begin skuif uit ons lewens uit. Die woord kom in Markus 11:22 en sê baie duidelik vir ons, elkeen wat vir die berg sê, hef jou op en werp jou in die see en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê, sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê.
dan besef ons, met ons hart glo ons, met ons mond bely ons, en ons kan die dinge roep wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Wil jou aanmoedig, kom ons skuif vanaand hierdie berg in die naam van Jesus. Die woord gaan verder en sê vir ons, alles wat jy in gebed vra, glo dit en jy gaan dit ontvang. Kom ons glo, kom ons vertrou die Here. U antwoord, u verhoor ons gebede. Kom ons skuif berge vanaand in Jesus naam. Kom ons skuif hierdie siekte, kom ons skuif hierdie kanker, kom ons skuif hierdie finansiële tekortkominge. Here, dankie vir 'n finansiële deurbraak, 'n oorwinning in mense se lewens. 1 Johannes 4:4, ek sluit daarmee af. Hy wat in julle is groter as hy wat in die wêreld is. Dan besef ons vanaand, ons oorwinning is in Jesus Christus. Ek wil jou aanmoedig vanaand, kom neem jou autoriteit, jou gesag op. Daar is 'n oorwinnende lewe in Jesus Christus. Dankie vir elke genesing, dankie vir elke bevryding wat gaan plaasvind, vir elke oorwinning in sy naam. Amen. Kom ons sluit net die oë. Here, dankie vir 'n aand soos hierdie. Here, wat ons werklik hierdie wonderlike woord met mense kon deel oor autoriteit en gesag. Here, daar is krag in God se woord. En Here, ek wil werklik bid vir elkeen wat vanaand na hierdie woord geluister het, dat hulle dit hulle eie sal maak, sal vat, sal glo en sal toepas in hulle lewens. Here, ons aanvaar geen siekte in ons liggaam nie. Ons bely U is ons geneesheer, volmaakte, volkome genesing. En Here, dankie dat ons ook aan berge skuif. Dankie vir elke deurbraak, vir oorwinning in ons lewens, storms wat sal stil word. U mag om vir ons te gee, ver bo wat ons mag bid of doen, volgens die krag wat in ons werk. Dankie vir U woord, dankie vir elke belofte. Laat U guns en U seën inbeweeg oor mense en seën hulle vanaand in Jesus naam. Amen.